Vanmôre kom ons gaan na Johannes, die boek van Johannes 19 en ons is besig hierdie op kruisiging Sondag, op Goeie Vrydag. Is daar baie gedagtes daar buite en veral in hierdie konferensie waarmee ons besig is ons besig om te praat met mense wat weet dat ons het reeds oorwinning. Ons het reeds oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis en dat dit belangrik is dat ons in oorwinningskrag sal kan loop. Is daar 'n paar van u wat vanmôre saam met my stem en sê, as ek na die wêreld kyk, as ek na die kinders van God daar in die wêreld kyk, dan weet ek dat daar 'n krag wat verlore gegaan het. En dat ons moet terugkom by daardie krag wat ons weer aanspraak gaan maak op dit wat hy vir ons gegee het deur sy gehoorsaamheid. Die een ding wat die vyand altyd gaan probeer doen, is hy gaan jou diskwalifiseer deur dit wat ons in die verlede of moontlik in die hede of nog in die toekoms gaan doen, maar daar's vir u en vir my is daar die perfekte prys betaal. Hy stap na 'n heuwel toe, hy het geweet presies wat vir hom voor lê en nog steeds elke tree besluit hy dat hy gaan voluit volhard, want hy weet u en ek sou dit nie kon doen nie. En daarom maak Jesus, hy gee vir my en vir u, maak hy moontlik dat ons by 'n plek kan kom, hy weet ons sou nie die las of die skuldprys kon betaal nie, maar hy neem dit op hom. Johannes 19 vers 30 sê, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Dit is volbring. Dr. Daniel het gisterand gesê, hy het nie gesê ek is klaar, hy het gesê dit is klaar. Kom, hoeveel van u het al op hierdie reis met die Here, het jy al op 'n plek gekom en gesê, ag, ek kan nie meer nie. Maar ek wil vir u sê, daar's nog 'n ronde, dat daar's nog meer in u as wat die vyand tot dusver toe vir u, oor u wil getuig. Dis tyd dat ek en u by 'n plek sal kom dat ons sal saamstem met wat hy vir ons gedoen het, nie onsself sal herinner en hoe die vyand ons diskwalifiseer en hoe ons nie goed genoeg is nie, maar hy stap na 'n kruis toe en hy maak klaar. Sien, hy maak klaar, u en ek, gedurende ons 2025, 2026 en kom, het ons die mooi voornemings gehad om 2026 sterk te begin en sterker te eindig nie. Maar iewers hier langs die pad, is daar 'n paar van ons wat sê, jong, wag 'n bietjie. En hy sê, dit is volbring, tetelestai. Sien, en baie van ons verstaan nie eintlik hierdie Griekse woord nie. Ons verstaan nie die volheid, die krag wat daar in hierdie Griekse woord lê. Sien, hy sê net 'n woord wat Christus aan die kruis geuiter het om te sê dat dit is volbring, dat hy wat die woord wat vlees aangeneem het en onder ons kom woon het, dat hy dit nou uitgeloop het met elke komma en elke punt nie. Nee, hierdie is ook 'n woord wat gekenmerk was in die orde van die dag. Tetelestai is oor jou rekeninge geskryf wanneer jou verband klaar betaal is. Tetelestai, dit is volbring. Jy het betaal wat jy moes betaal. Jy het gevolbring. Sien, as jou vonnis uitgedien het, was daar oor jou lewe geskryf. Tetelestai, jy het die vonnis uitgedien. Die skuldbrief is teen jou uitgedelg. Daar's geen beskuldiging meer nie. Sien, daar's 'n paar van ons, dat as ons sou regtig eerlik wees met onsself, dan is u en ek besig om benede ons voorregte te lewe weens die oordeelsbrief en die beskuldiging wat ons eintlik teen onsself inbring. Wie van julle daai broer, daai suster wat jou altyd sal herinner aan dit wat jy gedoen het, verkeerd gedoen het of moontlik nie goed genoeg gedoen het nie? Wie van u herinner u self aan waar u tekort kom? Maar tetelestai, hy kom en hy roep dit uit en ewe skielik is daar 'n weergalm deur die hele realm, omdat daar is iets wat klaar is en omdat hy nie halfpad omdraai nie, omdat hy nie iets begin maar nie klaarmaak nie, hy's 'n klaarmaker, hy's 'n voleindiger van my en u.
Sien, hy het oor ons gedroom. Daarom wil ek vir iemand sê wat vanmôre hier is, jy's nog halfpad deur hierdie naweek aan die kom en daar sal reeds gedagtes wat jou gedagte wêreld beïnvloed en dit wil jou lam lê. Ek wil hier vanmôre sê dat jy's hier vir 'n rede om te kan opstaan en verder te kan nie net loop nie, maar hardloop, want daar's nuwe krag wat tot jou lewe toegevoeg word. Tetelestai. Hoekom is dit klaar omdat hy so sê? Sien, hulle kies om hysop, party praat van 'n stok en spons met asyn toe hy sê hy's dors. Die meeste van ons op hierdie reis, baie keer is ons soekend en ons weet nie regtig wat dit is wat ons nodig het nie. Ek's moeg, jy is oorweldig, die sorge van die lewe verdruk jou, verstik, daar's woord wat in jou hart geval het, maar dadelik is die vyand daar om die woord te kom steel. Sien, wat jy vanmôre nodig het, is Christus se aanraking om jou dors te kan les. En hy roep uit, ek is dors. Sien, en hy is nie dors net omdat in sy liggaam daar behoefte is nie, hy is hier om elke woord uit te leef. Hulle gryp nader 'n spons, 'n stok met spons en asyn om vir hom te gee om te drink en ek wil nie te grafies wees nie, maar daar's meer en meer bewyse dat hierdie spons, hierdie hysop wat hulle nader trek om vir hom te gee, is eintlik maar omdat dit naby die toilette was, die publieke toilette van daardie area gewees en hulle het dit gebruik as een of ander antiseptiese middel sodat mense hulle self kon reinig en hulle gryp dit nader, hulle bring dit voor hom, hulle bring die stink van die lewe, bring hulle nader na hom en hy besluit nog in sy moeilikste oomblik terwyl hy mense na hom toe trek en hy mense in die koninkryk innooi, is hy besig om nog steeds te sê dat ek hang nie hier vir myself nie, maar ek hang hier vir 'n kinders wat nog nie eens weet wat die werk is wat ek hier besig is om te doen nie. Dit is volbring. Sien, want ons dink baie kere dis die stink van die lewe. Dis die dade van die lewe wat ons diskwalifiseer. Maar sien, hy's deur die moeilik, deur die storm. Sien, ons is God se maaksel. Mede-erfgename, mede-werkers. God se hande werk. Dr. Daniel sê dit gisteraan so mooi, hy sê ons is God se gedig. Tetelestai. Ook 'n woord wat kunstenaars aan die einde, aan die onderkant van hulle skilderye sou skryf of sou uitroep wanneer die meesterstuk klaar is. Tetelestai. Sien, daar's niks wat ons kan doen om by te voeg by die reeds afgehandelde taak van die kruis nie. 'n Paar keer hierdie week sê ek vir mense, ek dink Carlo was van hulle gewees wat ek gesê het. Ek sê ek is besig om baie hard te werk om teen Dinsdag en Donderdag gesond te wees. Ek is besig om baie hard te werk. Want ons dink daar is iets wat ons kan byvoeg. Maar deur die wonde van Jesus is ons genees. Daar's niks wat ek kan byvoeg daarbey nie. En ek het nodig om by 'n plek te kom waar ons in die rus van die Here kom, waar ons in die afgehandelde taak, in die volbringde taak, in die klaartaak van die kruis sal staan en op daardie woord ons lewe sal bou. Sien, wat gebeur eintlik wanneer ons deur storms, toetse en moeilike tye gaan? Die woord aan die binnekant van ons word getoets. Ek weet nie hoeveel van u vanmôre hier sit nie, maar jou lewe tans is onder groot druk. Die woord is onder die toets. Die woord is onder die vergrootglas. Maar hy het voorsiening gemaak. Sien, wanneer hy in Johannes 19 vers 30 sê dat dit is volbring, dan kom dit daarop neer dat hy klaar vir ons sonde betaal, dat hy het betaal vir dit wat u en ek nodig het om in besit te kan neem, dat dit nou tyd is dat ons sal opstaan en dat ons die Here by sy woord sal vat.
Sien hy sê nie dit is amper klaar nie. Wie van u, as die kinders op reis saam met u gaan, is hulle gedurig aan die vra, is ons amper daar? Is ons al daar? Hoe ver nog? Net nog oor hierdie bult. Sien Kolossense 2 vers 13 sê, en hy het julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergewe het, en die skuldbrief teen julle uitgedelg het. Dit was vasgenaal aan die kruis. Ek weet nie wat die vyand voor u hou tans nie. Ek weet nie wat dit is wat die vyand vir u vanmôre sê, hoekom dit is dat u nie in besit kan neem nie. En kom as ek oor hierdie gehoor kyk vanoggend, dan weet ek waarvoor dit is wat u, of kom ek sê, ek weet van die dinge waarvoor u die Here vertrou. Hier's mense hier, ek weet die woord wat oor jou lewe is, en ek weet dat jy's al een wat die Here tans vertrou in jou gesin, maar jy's nie vanmôre alleen, terwyl hy jou saam bind, sien hy sprei sy arms wyd oop, sy hande word aan die kruis vasgenaal, sodat ek en u nie langer meer kan geonderskei word tussen vlees en waarvan die areas is waarvan ons vandaan kom, of bloedgroepe nie. Nee, daar's nou die bloed Jesus wat deur ons hardloop, en omdat daar die bloed Jesus is wat deur ons hardloop, is ons 'n familie wat kan saam en sê, dat al kom daar 'n bende teen ons, is ons nog steeds in die meerderheid, dat ons oor met hierdie berg kan praat. Skuldbrief is uitgedelg. So hy kom en hy betaal vir sonde, sê vir die persoon langs jou, daar's vir jou betaal. Hy gee vir jou en vir my oorwinning oor die vyand. Hy gee vir ons oorwinning oor die vyand. Het is belangrik om vanmôre te kan verstaan dat hy kom in 'n vorm van 'n baba gebore deur die maagd Maria. Hy word groot, hy kom woon onder ons. Hy wys ons nie net dat dit gedoen kan word nie, maar hoe dit gedoen moet word. Self het hy volgelinge, maar hy's nie in gesag sonder dat hy onder gesag is nie. Nog steeds is daar konstante bewustheid van die Vader se wil. Sien, dit is belangrik dat ons in hierdie oggend sal verstaan dat die vyand wil hê dat ons oog sal moet sit op dit wat ek tans deurgaan, maar hy wil hê dat ek my oog sal fokus op hom, op Christus, die voleindiger van my geloof, dat ek sal vanmôre weet dat omdat hy na 'n kruishout toe gestap het, die skuldbrief, die eisers is uitgekanselleer teenoor my lewe. Ek kan van die slawersblok afkom, ek kan in oorwinning kan ek opstaan, en ek hoef nie benede my voorregte te lewe nie, dat ek is syne. Die vyand is oorwin. Nou, solank ons in hierdie aardwoning, in hierdie tentwoning, in hierdie vleiskas vasgevang is, gaan daar kere wees wat ons gaan onsself moet herinner. Kom wanneer siekte jou liggaam tref, wanneer finansiële druk jou familie tref, het jy nodig om te sê dat deur die wonde van Jesus is ek genees. Sien, daar is baie van ons wat nog steeds benede ons voorregte lewe. Ons hoor van hierdie dag. Ons hoor van hierdie dag, ons vier hierdie dag, maar ons lewe nie van hierdie dag nie. Sien, hy word geslaan, gegeesel. Hy word gekruisig. Hy kies, nadat hy sy hemelse skatte verruil het vir hierdie aardse woning, kies hy om sy lewe neer te lê, maar bewus van die woord. Waarvan is u vanmôre bewus? Waarvan is u vanmôre bewus? Sien, hierdie is 'n oorwinningsdag.
Hierdie is 'n dag, en ek wil vir iemand hier sê, hierdie is nie die manier hoe u storie eindig nie. U het tot hier gekom in 'n sekere manier, 'n sekere gedagte, en dit help natuurlik dat Goeie Vrydag so naby die einde van die maand hierdie jaar is, maar u het tot hier gekom en daar's 'n sekere gedagte wat jou oor jou lewe gekom het, maar hierdie is nie hoe jou storie eindig nie. 'n Paar van u beleef hoe ewe skielik dit asof jou lewe in 'n nuwe pylvak begin ingaan het, maar hy het voorsiening gemaak. Moenie vanmôre hoop verloor nie. Hy het die vyand oorwin, hy het die wet vervul. Hebreërs 10:14 sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Ons weet almal hoe Adam en Eva ons uit die tuin geëet het. Die sondeval het gekom deur een man. Sien, Adam het die verantwoordelikheid gehad. Adam het die verantwoordelikheid gehad. En so word ons geheilig en herstel, waar daar uitverkoop was wees ongehoorsaamheid deur een man, word ons geheilig en herstel en tot hom terug gerekonsilieer deur die gehoorsaamheid van een man. Christus. So hy kom en hy vervul die wet. Ook in hierdie voleindiging en volbringing maak hy ook die pad na God oop. Maak hy die pad na God oop. Ek weet nie van u nie, maar ek is vanmôre bly dat ek nie vanmôre na hom toe moet gaan nadat ek eers 'n skaap, 'n duif of een of ander offer gebring het nie. Sien, versoening kom in hierdie manier, waar ons na die kruis toe kan gaan en sê, Here, hier is ons. Ek wil hê die lofprys en aanbiddingsspan moet vanmôre kom. En ons gaan vanmôre by 'n plek kom, dat ons gaan aangryp die afgehandelde taak van die kruis. Vanmôre sal aangryp, vanmôre ons self by 'n plek kry wat ons sal nader bring, ons volmaakte offer aan die Here. Hy het sy alles gegee, sodat ons alles vanmôre kan ontvang. Ek gaan vra pastore wat vanmôre hier is, kom staan saam met my hier voor.